Vanoggend wil ek 'n bietjie praat oor God is ons toevlug in onseker tye. Psalm 46 vers 2 en 3 sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Liewe luisteraars, ons leef in 'n wêreld waar min dinge nog seker is. Die ekonomie verander, misdaad bring onsekerheid, ons gesondheid kan binne 'n oomblik verander en selfs die weer herinner ons daaraan hoe klein die mens eintlik is. Tog begin Psalm 46 nie met probleme nie, maar met God. Die psalme sê nie dat gelowiges nooit benoudheid sal beleef nie. Hy sê juist dat God hom reeds bewys het as helper in benoudheid. Dit beteken dat God nie eers by ons uitkom nadat die storm verby is nie. Hy is reeds teenwoordig wanneer die storm woed. 'n Toevlug is 'n plek waar jy in jou hardloop wanneer gevaar dreig. Vir die gelowige is God nie die laaste uitweg nie, maar die eerste toevlug. Ongelukkig probeer ons dikwels eers ons eie planne. Ons vertrou op ons ervaring, ons geld, ons kontak, ons vermoëns. Eers wanneer alles misluk, roep ons tot die Here. Maar die Here nooi ons uit om presies die teenoorgestelde te doen. Kom eers na my. Wanneer 'n kind bang is, hardloop hy nie eers na sy speelgoed nie. Hardloop na sy pa of sy ma. Net so wil ons hemelse Vader hê dat ons eers na hom toe moet gaan. Dit beteken nie dat probleme onmiddellik verdwyn nie. Soms verander God die omstandighede. Ander kere verander hy die mens wat deur die omstandighede gaan. Hy gee krag, wysheid, geduld, vrede. Jesus bevestig hierdie waarheid wanneer hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ons grootste veiligheid lê nie daarin dat ons lewe sonder probleme is nie, maar daarin dat Christus saam met ons deur elke probleem stap. Miskien is daar vandag van u wat voor 'n moeilike besluit staan. Miskien bekommer u oor die kinders, gesondheid of finansies. Luister dan weer na die woorde van Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. Ons vertroue rus nie op begunstige omstandighede nie, maar op 'n getroue God. Daarom kan ons vra, Hemelse Vader, dankie dat U ons veilige toevlug is. Leer ons om nie op ons self te vertrou nie, maar op U alleen. Gee ons vrede in onsekere tye en laat ons elke dag vaar dat U by ons is. Ons wil dit bid in Jesus se naam vir elke een wat na ons luister. Tweedens vanmôre krag van dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Geliefdes, daar's dankbaarheid op baie meer as net goeie maniere. Vir 'n Christen is dit 'n leefwyse. Paulus skryf hierdie woorde aan gelowiges wat self swaar kry beleef het. En daarom sê hy nie, wees dankbaar vir alles nie, maar wees dankbaar in alles.
Dat is 'n groot verskil. Ons hoef nie siekte, droogte of hartseer goed te praat nie, maar selfs te midde daarvan kan ons God dank vir sy teenwoordigheid, sy genade en sy beloftes. Dankbaarheid verander nie noodwendig ons omstandighede nie, maar dit verander ons perspektief. Wanneer ons net op ons probleme fokus, word die probleme al groter. Wanneer ons egter op God fokus, onthou ons hoe groot hy is. Dink aan die 10 melaatses wat deur Jesus genees is. Al 10 het die wonderwerk ontvang, maar net een het teruggekom om dankie te sê. Jesus vra toe, waar is die ander 9? Hoe maklik ontvang ons God se seëninge sonder om werklik stil te staan en om daarvoor te dank. Elke dag is 'n nuwe geskenk. Elke asemteug is genade. Elke maaltyd, elke geliefde sonsopkoms, geleentheid om God te dien. Sy Vaderhand. Dankbaarheid bring ook tevredenheid. Mense wat voortdurend vergelyk, leef dikwels ongelukkig en onvergenoeg. Maar mense wat leer om God se gawes raak te sien, ontdek 'n diepe vreugde wat nie deur besittings bepaal word nie. Daarom is dankbaarheid nie net bloot 'n emosie nie. Dit is 'n geloofskeuse. Vra jouself vandag af, waarvoor kan ek God vandag dank? Nie so verbaas wees hoeveel redes daar is. En kom ons vra die Here om ons te vergewe wanneer ons so maklik kla en stadig is om dankie te sê. Ons vra die Here om ons oë te open vir sy goedheid, selfs op moeilike dae. Om ons harte te vul met dankbaarheid sodat ander ook deur ons lewe sy liefde kan raak. En die laaste temaatjie vanoggend. Christus is die vaste rots. Matteus 7 vers 24 en 25. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, hom vergelyk ek met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Luisteraars, Jesus vertel van 2 bouers, albei bou huise. Albei beleef dieselfde storm, maar net een huis bly staan. Die verskil lê nie in die grootte van die huis of die boumateriaal nie. Die verskil lê in die fondament. Die een bou op rots, die ander op sand. En so is dit met ons lewe. Ons kan ons veiligheid bou op geld, gesondheid, sukses of mense. Al hierdie dinge is waardevol, maar hulle is nie sterk genoeg om die storms van die lewe te dra nie. Net Christus is die vaste fondament. Let op wat Jesus sê. Die verstandige man is nie bloot iemand wat die woord hoor nie, maar iemand wat dit doen. Ware geloof is nie net kennis nie, dit is gehoorsaamheid. Wanneer ons Christus vertrou, sy woord lees, daarvolgens leef en hom elke dag volg, bou ons stadig maar seker aan 'n lewe wat storms kan deurstaan. Die storm sal kom. Soms is dit siekte, soms verlies, soms teleurstelling, onsekerheid. Maar die huis wat op Christus gebou is, staan steeds. En waarom? Omdat die fondament nie beweeg nie. Die kruis en opstanding van Jesus is die grootste bewys daarvan. Alles rondom het gelyk of het ineenstort. God deur die opstanding bewys dat Christus die ewige rots is waarop elke gelowige veilig kan bou. Vra jouself vandag af, waarop rus my lewe werklik? Is Christus my fondament of steun ek op dinge wat môre kan verdwyn? Mag elkeen van ons elke dag opnuut kies
om op hom alleen te bou. Kom ons vra die Here. Here Jesus, U is die vaste rots waarop ons wil bou. Bewaar ons daarvan om ons vertroue in verganklike dinge te plaas. Gee dat ons U woord sal hoor, glo en gehoorsaam. En laat ons U lewe met ons lewe verheerlik. Mag dit van elkeen waar wees, elke dag, die hele lewe.